Hallo en welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Vandag se tema is Jesus is meer as net 'n verlosser. Jesus is ons voorloper. As jy dink dat hierdie boodskap vir jou van waarde is, stuur dit aan vir jou familie en vriende. Like en share hierdie boodskap. En as jy wil gee, as jy wil meer betrokke raak in die gemeenskap, 'n gemeenskap waar ons 'n verskil maak, wil jy nie in die description kyk nie. Daar is 'n plek waar jy kan gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die grootheid. Here, dankie dat U ons koning is. Here, dankie dat ons U elke keer op 'n nuwe manier kan ontdek. Here, selfs in die boek van Hebreërs, waar die gordyn so bietjie weggetrek raak, waar ons aan die agterkant van die kruis kan kyk en die ander kant van die kruis in kan beweeg om te kan sien wat daar is. Here, baie dankie Here vir die woord wat ons lei om nader aan U te kom. Here, mag vandag se boodskap een wees wat mense nader aan Jesus bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil begin met 'n stelling en die stelling is: Jesus is meer as 'n verlosser. Jesus is meer as net 'n verlosser. Jesus is die voorloper. Die Hebreërs skrywer begin sy brief deur te sê, daar is niemand soos Jesus nie. Daar's niemand soos Jesus nie. Hy sê dit in Hebreërs 1 vers 3. As jy daar begin lees, dan sê hy die volgende. Hy sê, die Seun, dit is Jesus, weerkaats God se heerlikheid. En hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van die sonde te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God, so vol majesteit, wat in die hemel woon. Die Hebreërs skrywer pand vir Jesus hierso bo en hy sê, hierdie ou is die middelpunt van alles en ek wil vir julle iets vertel van hierdie Jesus wat julle dalk mis. Ek wil vir julle iets wys van hierdie Jesus wat julle in glo, hierdie Jesus wat hierdie ongelooflike goeders doen. Ek wil vir julle iets wys wat julle dalk mis. En een van die treffendste gedagtes wat hy dan nou neersit hierso, is hy sê, Jesus se werk, dit wat Jesus kom doen het nie net by die kruis gestop nie. Met ander woorde, Jesus is nie net 'n verlosser nie. Nee, as jy vir Jesus net as 'n verlosser sien, dan sê die Hebreërs skrywer, dan mis jy uit op iets groter. Jy mis iets uit op iets groot, iets wat amazing is. Stefan Joubert vertel nou die dag vir my, toe hy klaar op 'n plek gepreek het, hy preek mos op 'n hele paar plekke, toe sê kom 'n ou oom na hom toe, of ek weet nie of dit 'n ou oom was, was 'n oom wat na hom toe kom, en hy sê vir Stefan Joubert, "Sjoe, dit was nou 'n baie mooi preek, maar nou gaan ons in die regte wêreld in." Die Hebreërs skrywer sê, dit is wat julle mis. Dit is wat julle mis, want God se wêreld is die regte wêreld. God se wêreld is die regte wêreld en die wêreld waarin ons lewe is die kopie. Die wêreld waarin ons lewe is die afskrif. Met ander woorde, daar waar Jesus is, dit is die eintlike regte wêreld. Dit is waaroor dit gaan. En wat in daardie wêreld gebeur, wat in hierdie regte wêreld gebeur, is nie 'n bysaak soos wat ons baie keer dink nie, of soos wat ons baie keer hoor nie. Nee. God se wêreld is die regte wêreld en wat daar gebeur, maak absoluut saak. Hoekom? Want dit is waar Jesus besig is om aan die werk te wees. So dan, wanneer ons dit so sien, dan begin Jesus se gebed wat hy gedoen het, die Onse Vader, so bietjie meer vir ons sin maak, wanneer hy bid en hy sê, Here, mag U wil geskied op die aarde soos waar, soos in die hemel. Hoekom sal hy dat sê? Hy sê, want dit is die wêreld wat saak maak, hierdie is die regte wêreld, dit wat daar gebeur is wat saak maak, en daarom moet dit wat daar gebeur ook hier gebeur, want hierdie is die afskrif, en hierdie afskrif moet lyk soos die oorspronklike. Dit is wat belangrik is. God se wêreld is die regte wêreld. Maar dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê, daar's 'n probleem, julle. En die probleem is, ons mis uit
op hierdie iets amazing, ons mis uit op 'n stukkie goud, wanneer ons by die basiese beginsels en die basiese goed van ons geloof stop en stil staan. Hy sê, die basiese beginsels is baie keer die goed wat ons verhoed om verby die kruis te kyk, om te sien wat aan die ander kant van die kruis is, want ons kyk vas in die kruis en dis waar ons stop. Hy sê dit so in Hebreërs 6, hy sê, kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. En dan kyk jy, kom ons gaan eerder verder, dis 'n beweging, kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fondamente lê deur te praat oor die noodsaaklikheid nie. En luister 'n bietjie wat sê hy, wat is die basiese dinge van ons geloof? Deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons van 'n ongelowige leefstyl of leefwyse moet bekeer en in God moet glo nie. Of oor die verskillende forme van die doop of die handoplegging of die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. So wat sê die Hebreërs skrywer is die basiese goeders van ons geloof? Die basiese goeders van ons geloof is, hy sê is bekering. Die basiese goeders is die doop. Die basiese goeders is die opstanding en die oordeel. Dis die basiese staf. Raai waaroor beklei kerke vandag? Hierdie goed. Is dit nou groot doop of klein doop? Jy weet, het die klein doop nou regtig waarde? Of, jy weet, soos, wat beteken bekering nou regtig? Jy weet, beteken dit nou hierdie of beteken dit hierdie? En kan ek nou hierdie doen of kan ek nou daardie? Hierdie is die goed waaroor die kerk stry. Die Hebreërs skrywer sê, julle hou julle met die basiese dinge besig van die geloof. Hierdie is half die melk, soos wat Paulus sal sê. Hierdie is die basiese goeders van die geloof. Hierdie is nie die rocket science gedeelte nie. Hierdie is nie die complicated gedeelte van ons geloof nie. Maar julle hou julle self besig met hierdie goeders. Beweeg verby dit, want as jy verby dit beweeg, as jy oor dit kom, as jy aanbeweeg, as jy verby hierdie dinge kan kom, dan slaan ons die goud raak. Dan slaan ons die goud raak van ons geloof. Wat is hierdie goud? Hebreërs 6 vers 17 tot 20. Omdat God bo alle twyfel vir hulle wat die belofte ontvang het, wou bewys hoe onwrikbaar vas sy besluit staan, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Hy het dit dus vir ons 'n belofte, sowel as 'n eed gegee. Hierdie twee dinge waarborg dat God sy woord sal hou. En so het ons wat ons self aan God toevertrou het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die vooruitsig wat vir ons wink. Hierdie vooruitsig is soos 'n betroubare en stewige anker, 'n anker wat onbeweeglik vasgemaak is in die allerheiligste van die hemelse heiligdom, net agter die binneste gordyn. Dit is tog waar Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan het. Hy wat ons ewige hoëpriester geword het, het volgens die priesterorde van Melchisedek. Die Hebreërs skrywer sê, en hierdie is die kern vir vandag, en hierdie is wat ek wil hê jy moet hoor vandag. Jesus is nie net ons redder nie, ons moet nie net by die kruis stop nie, maar Jesus het nog iets kom doen, en hy noem dit so, Jesus het ons voorloper geword. Jesus het ons voorloper geword. Wat beteken dit? In eenvoudig Afrikaans, Jesus het 'n nuwe pad kom bou, wat vir ons toegang gee tot hierdie regte wêreld. Jesus het 'n nuwe pad kom bou, wat vir ons toegang gee tot hierdie regte wêreld, God se wêreld. Jesus wat die ewebeeld van God is, kom bane weg, sodat ons weer in verhouding met God kan leef. Hoekom weer? Wat probeer hy sê? Onthou, Adam en Eva was in verhouding met God, hulle het saam met God gewandel, hulle kon met God kommunikeer, hulle was in verhouding met hom gewees, die sondeval kom en dit skeer. Jesus kom en hy baan die weg, hy maak dit weer moontlik dat ons in verhouding met God kan wees, sodat ons, soos wat dit was, soos wat God bedoel het dit moet wees, kom doen hy as te ware oor.
en nuut en reg. Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Wel, as ons die teks lees, dan lees ons dat Jesus het die allerheiligste ingegaan. Hierdie is 'n baie belangrike gedagte. Hierdie het nogal uitgestaan hierdie week toe ek dit lees. Hy het die allerheiligste ingegaan. En wat beteken dit? Dit sinspeel op die Ou Testamentiese hoëpriester wat een keer 'n jaar die allerheiligste van die tempel moes ingaan om 'n sondeoffer te bring vir die sonde van die mense. Die van julle wat dalk sal onthou, in die Ou Testamentiese tyd was daar 'n volk en die volk het 'n tempel gehad. Toe hulle in die woestyn was dit 'n tent wat saam met hulle beweeg het, en toe hulle in die land inkom, in Jerusalem inkom, het hulle 'n tempel gebou. Hoekom 'n tempel? Wat is die significance van die tempel? Die tempel was die voorstelling gewees dat God in die middel van sy mense is. Dit is waar dit gegaan het. So dan was daar priesters gewees wat as middelaars opgetree het tussen die mens en God. Maar daar was hierdie een ding gewees. Daar was 'n probleem gewees. En dit is wat die Hebreërskrywer op die tafel kom sê. Hy sê, dit wat die priesters kom doen het en ingegaan het een keer 'n jaar om offers te gee, het nie gewerk nie. Hoekom het dit nie gewerk nie? Want dit was nooit genoeg nie. Die Ou Testamentiese manier om oor en oor offers te bring, om hierdie verhouding met God te herstel, was nie genoeg nie. So Jesus kom en hy doen dit oor. Julle, maar wanneer hy dit oordoen, dan doen hy dit op 'n ander manier. Hy doen dit op 'n nuwe manier. Julle sal dalk onthou, wanneer die Ou Testamentiese hoëpriester, die priester van die priesters, ingegaan het in hierdie allerheiligste van die heiligste in, kon net hy ingegaan het. Baie van julle het dalk al gehoor dat hulle het selfs 'n band om hom, 'n tou om hom vasgemaak, want as sy lewe nie reg was nie, of wat ook al fout was, dan as hy daar ingegaan het, het hy dood neergeslaan, dan moes hulle hom uittrek met die tou, né? Niemand kon daar ingaan nie, want dit het God se teenwoordigheid voorgestel. Dit is die allerheiligste van allerheiligste plekke. En wanneer die hoëpriester ingegaan het om hierdie offer te bring, het hy alleen ingegaan. Niemand kon saam met hom ingegaan het nie. Wat Jesus anders doen is, Jesus gaan in, en die Griekse teks wat hy daar gebruik in hierdie teks wanneer jy 'n bietjie gaan lees, wanneer Jesus ingaan, sê die Griekse teks is Jesus 'n pionier. Hy is die voorloper. Want die verskil tussen hom en die hoëpriester is, Jesus maak dit moontlik dat ons saam met hom kan gaan. Jesus maak dit moontlik dat ons hom kan volg. Ons kan saam met hom ingaan. Dit is julle, hierdie is die mooi. Die mooi is, Christus gaan nêrens as ons hom nie kan volg nie. Hy gaan nêrens as ons hom nie kan volg nie. Dink daaraan. Wanneer Christus sterf, en wanneer hy die dood uit opstaan, wat doen hy? Dan sê hy vir ons, julle gaan my volg, en julle gaan soos ek leef. Julle gaan leef, moenie bang wees nie, moenie bang wees as iemand julle doodmaak nie, moenie bang wees vir die dood nie, moenie bang wees daarvoor nie, julle gaan soos ek lewe, julle gaan opstaan, soos ek, julle gaan my volg, julle gaan leef. En dan, wanneer Jesus die allerheiligste ingaan, wanneer hy tot in die troonkamer van God ingaan, in die allerheiligste, in die hemelse heiligdom, wanneer Jesus daar ingaan, dan sê hy, julle kom saam. Julle kom saam. Julle gaan my volg. Julle, maar dis wat 'n pionier is. 'n Pionier is iemand wat 'n baan weg vir goed om te volg. Jesus loop voor en hy kan net 'n voorloper wees as ons hom volg. En Jesus maak dit moontlik vir ons om agter hom aan te stap. Hy maak dit moontlik vir ons sodat ons by God kan uitkom, sodat ons kan deel wees van dit waarmee hy besig is, om deel te wees van dit wat hy besig is om te doen. Julle, Jesus nooi ons in om verby die basiese goeders van ons geloof te beweeg, om raak te sien dat hy vir ons 'n pad gebou het waarop ons kan stap, wat hy reeds opgestap het, tot in die troonkamer van God. En dit is waar hy nou is.
En Jesus nooi ons in daardie spasie in en hy baan die weg sodat ons in verhouding met hom kan leef. Daar is iets aan die ander kant van die kruis. Jesus het dit wat nie reg was nie, kom heel maak en reg maak. En Jesus het op hierdie pad gestap, sodat ons kan sien dat ons hom kan volg. En hierdie week lees ek 'n quote raak terwyl ek voorberei vir hierdie, en ek het dit gedink ek wil dit deel. Die quote hier uitskryf daar, hy sê, "For too long, we've called unbelievers to invite Jesus into your life. Just invite Jesus into your life, it will be fine." But I said also, Jesus doesn't want to be in your life. Your life is a wreck. Jesus calls you into his life. Sien julle die klem skuif? Jesus calls you into his life, and his life isn't boring and purposeless and static. Jesus, julle nooi ons in sy realiteit in. Hy nooi ons in om in sy wêreld in te wees. Hy nooi ons in die regte wêreld in. Jesus sê, kom waar ek is. Kom en leef in die realiteit van waar ek is. Dit is die goud. Jesus is nie net jou verlosser nie. Jy nooi my net in om jou lewe te verlos nie. Hy nooi jou in 'n nuwe lewe in die regte wêreld in. Hy is die voorloper wat vir ons eintlik wys waaroor dit gaan. Hy is die voorloper sodat ons hom kan volg. In die week sê ek vir my kollegas, toe ek hierdie teks lees, besef ek, hierdie teks is eintlik niks anders as 'n geloofsekerheid teks nie. Wat is geloofsekerheid? Ons sê, Jesus, ek weet verseker. Geloofsekerheid is, die Hebreërs skrywer maak seker dat ons dit weet. Hy sê, die rede hoekom ons so opgewonde kan wees, die rede oor hoekom ons kan uitsien, die rede dat ons kan opgewonde wees terwyl iets aan die ander kant van die kruis is omdat Jesus met die werk wat hy gedoen het, toe hy ingegaan het en gesê het ons kan hom volg, met daardie werk het hy vir ons 'n waarborg gegee. En hy het met ons 'n belofte gemaak en gesê, as ons hom volg, kan ons verseker wees, dis die taal wat hy gebruik, ons kan verseker wees sonder twyfel, dat ons verseker gaan uitkom waar hy is. Julle, as jy 'n waarborg het van iets, beteken dit, as daar iets fout gaan met hierdie ding, dan kan jy dit teruggee, gaan vir jou 'n nuwe een gee. Aan die begin van die jaar het ons vir die tieners gesê, julle, as jy aanhou hiernatoe kom en jy neem deel aan dit wat Jesus met jou lewe wil doen, sal jy, en ek guarantee dit vir jou, 'n ander mens wees aan die einde van hierdie jaar. Jy sal nader aan Jesus Christus wees aan die einde van hierdie jaar. Ek waarborg jou. Jesus sê, as jy my volg, ek gee vir jou 'n waarborg, jy sal daar uitkom. Hoekom? Want hy het hierdie ongelooflike werk moontlik gemaak en hy sê, ek het dit nie net moontlik gemaak dat jy gered kan word nie, ek het dit moontlik gemaak sodat jy my kan volg om saam met my te wees. Sonder twyfel het God besluit, omdat daar 'n weg gebaan is, gaan ons wat in hom glo daarop kan stap. En ons gaan ook hierdie allerheiligste in die hemelse heiligdom ingaan. Is dit nie die punt van ons geloof nie? Om by God te wees nie. Julle, dit is 'n waarborg. Hierdie is nie net wishful thinking nie. Daar's baie gelowe daar buite wat sê, ja, ek hoop maar net my goeie dade is meer as my slegte dade en God is nou maar genadig vir my en ek het nou maar meer goed gedoen as slegte goed. Of, joh, ek hoop ek kom 'n beter mens terug en nie as 'n dumb beetle of iets nie. Dat ek 'n beter mens kan, ek hoop nou maar so. Nee, hierdie is nie wishful thinking nie. Hy sê, ek gee vir jou 'n waarborg, ek guarantee jou. En dit is die goud. En wanneer God vir ons guarantee gee, dit vir ons sekerheid. Sekerheid dat julle kan by my wees. En julle gaan by my wees, want dit is moontlik. Jesus as voorloper het 'n nuwe baan gemaak, 'n nuwe pad gebou, waarop ons kan stap. En daarom sê hy, julle, beweeg verby die basics. Beweeg verby dit. As jy vir Jesus volg, en jy het jou oë op Jesus, en jy stap agter Jesus aan, dan sal jy daar uitkom. Nou, ek moet ook sê, daar is iets daaraan, om agter Jesus op hierdie pad aan te stap.
Baie van ons sal na Jesus kyk en sê, nee, ons is nie soos Jesus nie. Jesus was so anders. Hy het dit anders gedoen. Hoe kan ek agter hom aan stap? Is nie moontlik om agter hom aan te stap nie. Miljoene Christene reg oor die wêreld, reg oor die eeue, het dit al agtergekom. Hierdie Hebreërskrywer sit dit neer, dat hierdie pad wat Jesus gebou het, is nie altyd maklik nie. En weet julle wat, die Bybel probeer nie dit sugarcoat nie. Nêrens probeer die Bybel dit sugarcoat nie. Selfs in Hebreërs skryf hy in Hebreërs 12, dan sê hy, kom ons hardloop, nie net stap nie, kom ons hardloop, julle, ons is opgewonde oor dit waarheen ons kan gaan, kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Met ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger, die volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou, wat het gebeur? En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyhandigheid en sondaar mense deurstaan het. Dan, sê hy, sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. Joh, baie van ons wat hier so sit sal dalk sê, joh, my pad is vol dubbeltjies. Hierdie pad wat ek moet stap, ek moes al baie keer my kruis gedra het. Hierdie pad is nie altyd lekker nie. Hierdie pad is vol pyn en seer en lyding. En op hierdie pad het ek al baie seer gekry. Maar dan sê die skrywer, ja, maar niks van dit het Jesus nie eerste deurgegaan nie. Niks van dit het Jesus nie eerste deurgegaan nie. Want Jesus het voorgeloop. Jesus het eerste geloop. Jesus het eerste verduur. Jesus het eerste deur al die goed gegaan. Jesus het reeds op hierdie pad gestap wat ons nou pad. En die amazing is, Jesus het by die einde uitgekom. Hy het dit tot die einde toe gedoen. En dieselfde mag, dis wat die Hebreërskrywer sê, hy sê julle, as Jesus daarby uitgekom het, en hy is ons voorloper, en het 'n mag, 'n krag, dieselfde mag en krag, wat hom laat tot die einde toe volhard het, is in jou. Dis dieselfde krag en die mag wat in Jesus was, wat dit onmoontlik gemaak het om die kruis te verduur, om die pad, om die swaar kry, om die dubbeltjies, om die kruis wat hy moes gedra het te verduur, dieselfde krag, dieselfde mag, is in jou. So net soos wat hy by die einde uitgekom het en getriomfeer het, so sal jy by die einde uitkom en triomfeer. Hy sê die pad is nie altyd maklik nie, maar is beslis die moeite werd. Pad is nie altyd maklik nie, maar is beslis die moeite werd. Hy garandeer ons, hy waarborg ons, dat hy het reeds die pad gepioneer. Hy het eerste namens ons gegaan, sodat ons kan sien dat dit is moontlik vir ons om te kan volg, om te kan stap waar hy gestap het. Julle, op Palm Sondag word ons herinner dat Jesus is op pad deur die kruis na God se troon toe. Daar's iets aan die ander kant van die kruis. En ons het die geleentheid, en dis wat ons vier op Palm Sondag, ons het die geleentheid om ons oop Jesus te hou en saam met hom, agter hom aan te stap, want hy is ons voorloper. Hy is die een wat die pad ken. So kom, ons hou ons oë op hom. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Dink net vir so 'n kort oomblik wat dit vir jou beteken. Sjoe, Hemelse Vader, hoe ongelooflik is dit nie, om te kan weet en te kan getuig, Here, dat U is ons God, U is, en dit beteken, Here, dat U dit moontlik maak vir ons, om in verhouding met U te kan leef, soos wat U wou gehad het van die begin af, dit moes wees. Here, en wanneer ons na Jesus kyk en ons sien dit wat U gedoen het en dit wat Jesus gedoen het en die kruis verduur het en voor ons uitgestap het, Here, dan sien ons niks anders van U liefde en U genade nie. Here, ons sien hierdie uiteindelike openbaring van wie U is in Jesus Christus.
Ons sien dit en ons beleef dit. Here, en soos wat die Hebreërskrywer aangaan, hy sê, as jy hierdie goed gesien het en gehoor het, is dit waansin dat jy vir Jesus sou wil verwerp. Dit is net stupid om dit te doen. Want dit is die goud van ons geloof. Here, mag ons iets van hierdie goud ontdek en vashou en naby ons hart hou. Here, mag ons iets ontdek van wat dit beteken om op hierdie pad hier en nou te leef. Amen.